hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout en Ansie Smit. Heerlik om weer saam met julle te kuier. Ons het so vandag 'n vreugdevolle boodskap vir julle, 'n boodskap van hoop. Wie van ons hoop nie soms vir dinge nie? En as ons die Bybelse waardes van hoop leer, dan verlig dit sommer ons hele lewenswyse. So vandag is ons titel Bybelse hoop bring seëninge. Bybelse hoop bring seëninge deur die siel in God se getrouheid te anker. Daai hoop op God anker hoop in ons siele. Is dit nie 'n wonderlike gedagtes nie, wat lei tot hernuide krag, vreugde, vrede en vertroue in sy beloftes. As ons nie hoop het nie, wat het ons dan oor? So ek wil elkeen van julle aanmoedig om te hoop. Hoop is iets wat ons nie sien nie, maar ons het 'n verwagting. So daarom het ons vreugde in hierdie Godbeloftes wat hy vir ons gee. So kom laat ons hoop vol vreugde en vol blydskap uit wees, want ons hoop is nie soos hulle wat nie Christus het nie, sê die woord. Ons hoop is in 'n lewendige, waaragtige God. Dit is nie 'n blote wensdenkery nie, maar 'n vol vertroue en verwagtinge wat geestelike, emosionele en ewige seëninge bring, insluiting die genade om beproewing te verduur, want ons weet, wanneer beproewing in ons deurkom, en ons almal gaan deur beproewings. Jesus het self deur beproewings gegaan, het ons so hoop, want wanneer God vir ons 'n belofte gee, gebeur dit, soos ons in die vorige programme vir julle gesê het, wanneer God iets sê, sal dit gebeur, al is ons nou in daai beproewing. So ons het 'n hoop op dit wat God vir ons beloof het. Ons het 'n hoop. So al gaan ons nou deur beproewinge, ons kyk nie en ons word nie vasgevang in hierdie beproewinge nie. Ons gaan lê nie op sak en as in 'n hoekie en treur daaroor nie. Nee, ons weet ons sal hierdie beproewinge deurgaan, want God is met ons. Ons het 'n hoop in hom. In die Bybel is hoop meer as net 'n wens. Dit is 'n vaste verwagting van die goeie dinge wat God beloof het. Hierdie volgehoue vertroue word beskryf as die bring van spesifieke geestelike en praktiese seëninge in elke gelowige se lewe. So kom ons kyk 'n bietjie, wat is die Griekse betekenis vir hoop? Dit is 'n verwagting van iets goed, 'n vaste vertroue of 'n seker verwagting. Dit is nie wensdenkery soos ek gesê het nie, maar 'n realiteit wat nog nie gesien kan word nie, maar seker is omdat God dit beloof het. So as God vir jou beloof het, kan jy jou hoop daarop vestig, dit sal gebeur. Dit is nie onseker nie, dit is 'n stewige vasgeanker in God se woord. So gebruik maar net God se woord en staan op sy beloftes. Onthou die woord leer vir ons wat God herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Ons moenie rus nie. Herinner God aan daardie beloftes, want ons het 'n hoop. Dit word gekoppel aan geloof. Jy sien, as ons nie geloof het nie, hoe kan ons hoop? Nee, ons moet vertrou op hom wat hierdie belofte gegee het, want hy leef en hy sal tog dit doen wat hy gesê het. Hebreërs 11 vers 1 sê sê dat geloof 'n vaste vertroue is op die dinge wat ons hoop, wat gaan gebeur. Hoop gefokus op Jesus se reddingswerk, wat die vrede van God bring. So as jy op God vertrou, gaan jy ook die vrede ervaar in jou lewe vir dit waarop ons hoop. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na geestelike hoop. Dit bring vreugde, dit help die gelowiges om geduldig te wag, soos Yvonne gesê het, ons almal gaan 'n wagtydpad deur. Dan moet ons dit met vreugde, met geduld wag in die tye van beproewing en storms. Die Bybelse hoop is die Griekse woord elpis. Dis volkome sekerheid dat God sal doen wat hy beloof het. Jy weet dat jy weet dat jy weet, God se woord sê so en dit sal so wees. Dit stel ons as gelowiges dus om vrede en liefde in hierdie tyd te beoefen, om met volharding te wag, om te oorwin. Ons hoop is nie gekoppel soos die wêreld nie. As jy baie geld in die bank het, as jou bankstaat goed lyk, het jy hoop en jy is vreugdevol en jy is gelukkig nie.
Ons hoop is in God dat hy beloof het, hy sal voorsien en hy sal voorsien. Jy kan ook nie hoop en geloof skei nie, want dit is 'n intieme verwant. Kom ons kyk 'n bietjie na die teenoorgestelde van hoop. Hopeloosheid, moedeloos, wanhoop, twyfel, jy is ook nie seker wat gaan gebeur nie, jy is nie seker of God gaan ingryp nie, en dit veroorsaak alles dooie hoop. Jy het vrees, negativiteit tree in, jy begin fokus op al die ander dinge rondom jou, behalwe God se woord. Gaan kyk 'n bietjie gerus wat sê Hebreërs 6:9. Kom ons kyk ook verder, Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jy kry hernieuwde krag en uit 'n vermoë as jy jou hoop in die Here stel. Almal van ons het uitdagings elke dag. Baie mense raak so moeg en so hopeloos dat hulle, as hulle hierdie slegte tyding kry of die storm kom, raak hulle flou, hulle raak moeg. Maar as jy op God hoop, kry jy hernieuwde krag en uit 'n vermoë elke dag. So, plak vir jou hierdie Jesaja 40:31 op, as jy moeg is, of confess dit oor jouself, spreek dit oor jouself, oor die omstandighede, dat die Here jou nuwe krag gaan gee, dat hy jou soos 'n arend gaan maak, en dan kyk ons ook na blydskap, vrede en oorvloed. Om in God te hoop, lei ons tot 'n vreugde en 'n vredevolle lewe. Ons gelowiges laat toe dat die hoop dit ons ontvang deur die Heilige Gees. Al hierdie blydskap, vrede, oorvloed laat ons toe dat die Heilige Gees deur ons sal werk. Ons almal was al in die posisie as ons sien hoe ons kinders na ons huise toe kom en dan maak die yskas oop. Hulle hoop en hulle weet dat daar kosie of 'n lekkerny of ietsie gaan wees. So hulle is nie bekommerd oor die kos of die klere of die slaapplek nie. En so weet ons ook dat ons aardse Vader gaan voorsien. Ons moet hom net vertrou. Terwyl ons wag, moet ons vrede en blydskap beleef. Ja, ons weet dat die Here sê, hy is ons herder. Ons het 'n hoop op ons herder. Wanneer hy sê, hy sal vir ons vat na waters waar daar is, sal hy daar wees. As hy sê, hy gaan met ons wees in 'n dal van doodskade wees, sal hy ook daar wees. As hy sê, hy berei die tafel voor ons aangesig, sal dit so wees, teenoor ons teestanders. Ek en jy is baie keer te ordentlik, ons wil nie hê ons vyande moet ons seëninge sien, want ons is tog so bang, hoe nou? Nee, die Here sê, hy wil jou seën ten midde van jou vyande. So kom ons lees bietjie wat sê Romeine 5:13. Hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Hier sien ons nou weer, geloof en hoop kan nie die een sonder die ander nie. Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer jy elke dag vir die Heilige Gees sê, kom Heilige Gees, lei my, wees met my, en jy bid tot die Here en jy sê, Here, ek het vandag nodig dat U my toerus met wysheid en met krag en leiding van die Heilige Gees. Die Here is getrou, die Heilige Gees is getrou. Hy sal jou lei en hy sal vir jou hernieuwde krag gee elke dag. Beskerming en standvastige liefde. Hoop in God verseker sy genade en standvastige liefde. Psalm 33 vers 20-22 sê die volgende, sê ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat U goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op U wag. So met ander woorde, dit bring bemoediging gedurende tye van nood ook, volgens Psalm 42 vers 12. Wat Psalm 42 vers 12 sê die volgende, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God.
So soek die aangesig van God en hy is jou verlossing in tye van nood. Die tema van die Psalm is hoop, vertroosting en lofprysing te midde van beproewings. So kom dat ons nie soos die Filistyne wees in die tyd waar hulle uitgetrek het uit Egipte, gedurig deur gemurmureer het en gekla nie. So kom laat ons nie daar die vloek op ons bring nie, maar laat ons hoop gefestig hou. Die konteks van die Psalm is sê hy, spreek sy eie siel aan om op God te vertrou, ten spyte van hartseer en teestanders. Hy kyk nie angstig rond nie, maar ons oë is gefestig op hom wat leef. Ja, gaan lees 'n bietjie weer deur Psalms, hoe Dawid homself in die Here verbly het, toe hy sy hoop in die Here gesoek het. En dan moet die mens ook net onthou dat hoop begin in jou siel, so dis 'n kopgedagte, 'n kopding. Jy moet eers jou kop reg kry. En dan moet ons kyk na die ewige perspektief. Hoop in Christus bied 'n siel, bied 'n anker vir die siel, wat 'n ewige en toekomstige heerlikheid beloof, eerder as net tydelike voordele. God weet die beste, so al lyk dit vir jou dalk nou donker als daar storms, dan moet ons fokus op die ewige dinge. So gaan lees gerus Hebreërs 6:19 in die Afrikaanse 33:53 vertaling weer vir jou, en ons het dit as 'n anker van die siel, so 'n anker van die kop, wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel. Hierdie vers beskryf ons hoop as 'n geestelike anker wat sekuriteit bied. Veranker jouself in God se verteenwoordigheid. Ons almal het al hierdie groot boot gesien of 'n bootjie in storm, slegte weeromstandighede, die branders, die golwe is hoog, maar sy anker het hy laat sak en hy beweeg 'n bietjie, met baie keer kom daar 'n bietjie water in, maar as dit verby is, dan lig hy sy anker en dan doen hy weer sy werk. So kom veral in hierdie tye, wat jy 'n moeilike werksomstandigheid het, jou kinders, jou huisgesin gaan deur 'n moeilike tyd, finansiële krisis, jy het 'n slegte doktersrapport gekry, vestig jou hoop op God, en gaan soek vir jou die verse in die woord van God se beloftes, dat jy jouself kan verlustig, en jou anker in God se woord vind. Soos ons gesê, dis 'n anker vir jou siel, dis stabiliteit, dis sekerheid, dis nie vandag so, môre so nie. Jy kan 'n stabiele lewe lei, ook in jou omstandighede, ook in jou stormtyd, want jou hoop is in God. Jy's veilig en jy vas. God is betroubaar, hy sê, ek sal jou nooit begewe of jou verlaat nie. So kom ons staan vas en ons weet, ons is veilig in God se teenwoordigheid. Die binnekant van die voorhangsel slaan op die allerhoogste God se teenwoordigheid, jou aandag, jou vesting, God se teenwoordigheid waar Jesus as voorloper vir ons elkeen ingegaan het. Kom ons kyk ook 'n bietjie na 1 Petrus 1:3. Gaan lees gerus die verskillende vertalings, net om dit beter te verstaan, om beter te begryp. So 1 Petrus 1:3 sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Christus Jesus uit die dode. Soos Yvonne gesê, dis 'n lewende hoop. Dis nie net passief, baie keer redeneer die wêreld, what will be, en hulle is nou maar net enige storm wat kom, enige omstandighede, want hulle hoop is nie in God nie. Seëninge in beproewinge, ook in hierdie tydperk van beproewinge, soek jou hoop in God. Ons moet 'n standvastige geloof hê, en dit laat ons as gelowiges toe, om die kroon van die lewe te ontvang, wat beloof is deur God aan diegene wat hom liefhet. Jakobus 1:12, gaan lees gerus daar. Ja, Jakobus 1:12 sê vir ons so mooi, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Die beklemtoon volharding en beproewing as 'n pad na geestelike beloning. Gaan jy hierdie kroon ontvang?
Onthou, daar is 'n hele paar krone wat ek en jy kan ontvang as kinders van die Here, wat ons eendag voor Jesus se voete gaan neerlê. En hierdie kroon is so belangrik vir my en jou, die kroon van hoop. As ons hierdie hoop het, as ons hierdie dinge kan weerstaan en volstaan, dan weet ons die Here gaan ons hierdie kroon gee. Maar ek en jy moet regtig leer om ons vertroue op die Here te sit. As iets gebeur in jou lewe, as jy in die storm is, en moenie sommer gou dink as jy nou gebid het, die Here moet onmiddellik nie. Ja, die Here het die vermoë om onmiddellik 'n ding te kan doen. Maar as die Here vertoef om 'n ding te doen, moet dit nie sien as die Here het jou verlaat of die Here bestaan nie. Mense is so gou om altyd te sê, ek bid teen die plafon vas, die Here hoor my nie. Maar die Here is dan alomteenwoordig. Hy is altyd by jou. Hy is net besig om die antwoord vir jou uit te werk. Hy is besig om die pad vir jou te berei. Hy is besig om in mense se hart. Onthou, die Here werk deur sommige mense om vir my en jou te help. En hy moet ook daardie mense oortuig. Nou, ons sit met 'n wêreld vol mense wat ver van die Here af leef. So die Here moet deur die Heilige Gees ook selfs in hulle harte werk. En dit is, alles is nie kits nie. Ons weet as ons by die kitskoswinkels stop, dan vra ons by die een venster, ons betaal, en as ons by die volgende venster kom, en word die kos uitgedeel. Maar daardie is alles tydelik en dit is nie eens goed vir ons liggame nie. Maar dit wat die Here vir my en jou voorberei het, daardie hoop wat hy besig is om vir ons voor te berei, het ewigheidswaarde. Daardie beloning van daardie wag is 'n kroon. So ons wil julle motiveer om te wag vir dit. Die kernpunt van Jakobus 1 vers 12 is eerstens saligheid. Dit beteken gelukkig of geseënd is die persoon wat wag en wat volhard en versoeking verdra. Die fokus is op standvastigheid tydens moeilike tye en beproewings. Die toets deurstaan. As 'n mens getrou bly, wag daar 'n beloning, soos ek gesê, die kroon van die lewe. Dit is die lewe wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Sleutelseëning wat deur hoop gebring word. Volgens die skrif lei die plasing van hoop in God tot verskeie transformerende seëninge wat ons nou gaan bespreek. Watter seëninge het jy? Watse seëninge verwag jy? Ons is so geseënd elke dag, maar ons is so geneig net om in die negatiewe dinge vas te kyk. Ek wil jou motiveer, as jy jouself kry om negatief te wees, bestraf daardie gedagtes. Soos Ansie net nou gesê het, alles begin hier in die kop. As jy jouself kan leer om te sê nee, my hoop is op die Here, al gebeur dit of dat, al sien ek dit nou nie. My hoop is, ek bestraf hierdie negatiewe gedagtes. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker sal dit raak. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie seëninge. Die eerste een is 'n veilige toekoms. Bybelse hoop bied die seën van die sekuriteit. Ons almal ken Jeremia 29 vers 11, waar God beloof dat sy planne bedoel is om ons 'n toekoms en 'n hoop te gee. Nie skade nie. So kom ons begin bid ook hierdie Jeremia 29:11 oor ons kinders, ons families, ons kleinkinders, dat hulle werklik hierdie plan van God se hoop in hulle lewe sal soek. Jeremia 29:11, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. So ons kan vashou aan hierdie wonderlike belofte wat God vir Jeremia gegee het. Dis ook vir ons elke dag. So kom ons soek wat God se plan vir ons is. Dis 'n anker vir jou siel. In moeilike tye dien hoop as 'n stabiliserende krag. Soos ons al reeds gesê het, dit begin in die kop. So jy moet jou gedagtes, soos Yvonne gesê het, kry dit reg. En as jy ietsie hoor wat nie van God kom nie, bestraf dit en vra vir die Heilige Gees om jou te leer en jou te help om te onderskei tussen hierdie stemme van die wêreld, die stemme van die duiwel, sodat jy kan weet, dis God se gedagte, ja of nee. As dit nie God se gedagte vir my is nie, gaan ek dit nie aanvaar nie. As ons dan verder kyk,
in Hebreërs 6:19 in die Afrikaans, ons het 'n anker vir ons siel, wat veilig en vas is. So ons is nie soos die wind, wat die golwe hier en daar nie. Ons anker is in God. Maak nie saak wat die oliepryse sê nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Ons moet leer om onsself te dissiplineer en vashou en te sê, my anker is in God. My huwelik lyk dalk nie nou so nie, my bankstate, my finansies, my omstandighede nie, maar ek is geanker in God se beloftes, ek is geanker in God se hoop. Hierdie vers beklemtoon vir ons dat ons 'n vaste, 'n sekere anker het, as ons so gelowige lewe lei, wat die siel veilig hou, deur die storms van die lewe gegrond in Christus se werk. Ons gaan almal hierdie tydperk nou in van die Paasfees, en daar kan ons hernie aan hierdie beloftes wat Jesus vir ons aan daai kruis afgelê het. Al die beloftes wat ons nodig het. So die karaktersterktes, leiding self kan tot seën deur hoop. As ons vashou, as ons volhard, kan ons oorwin. Ja, ons sien dat die skrywer vir ons regtig wil motiveer om ons hoop gefestig te hou op die enigste lewendige God wat daar is. Hy wat die hemel en aarde geskape het. As hy 'n ding beloof het, so sal dit gebeur. Nie hoop op die huidige omstandighede nie. Nie kyk na dit wat nou gebeur nie. Ja, ons almal kry van tyd tot tyd slegte nuus. Ek en Ansie het gedurig deur ook al te doen gehad met slegte nuus. Ja, dood van kinders, siektes, allerhande probleme het oor ons pad gekom. Ja, ons het ook onsself gekry dat ons soms hartseer voel en soms bekommerd is en soms vaskyk in die omstandighede, maar dan onthou ons van daardie anker, Jesus Christus. Daarom bid ons vir julle vandag dat die Here julle gefokus sal hou op dit, dat julle hoop sal plaas, of dit wat julle nog nie sal sien nie, omdat God dit beloof het. Dit is al waarvoor ons vandag tyd het. Ansie, die versoeke. Ja, kom ons, daar's baie mense wat inskakel en sê maar hulle is moeg. Die slegte tydings, die oliepryse, die finansiële druk. So kom ons bid werklik vir ons land, ons volk, vir elke persoon hier, dat ons vrede, ons anker weer sal oplig, ons anker in God, en dit ons naby God sal bly. Ook die boere wat in 'n moeilike tyd deurgaan, met die enstowwe wat hulle gekry het, die bek en klou seer. Ons weet die dinge is ook daar buite nie soos dit hoort nie. So kom ons tree werklik in vir ons boere, vir ons gemeenskappe, steeds vir droogte in ons land. So Yvonne, as jy vir ons sal afsluit. Ja. Ons almagtige God en Hemelvader, baie dankie Here dat ons hoop kan vestig op U, wat hemel en aarde geskaap het, U wat leef, U wat uit die dode opgestaan het, U wat sit aan die Vader se regterhand, waar U besig is om vir ons plek te berei, Here. Here, ons het 'n hoop op U, Here, en U het gesê in U woord, U sal vir ons sorg en U sal, Here, want U woord sê dit. Daarom staan ons vas vandag op daardie rots, Here. Ons is geanker in Jesus. Here, ons bid vir elke persoon wat moeg is, Here, laat hulle weer hulle toue wat slap hang, Here, sal optel, Here, en hulle self anker in Jesus. Here, ek bid dat die Heilige Gees elkeen sal oortuig, dat hulle oë gefestig moet hou op U, want U is die rots, U is die een wat beloof het, en wanneer U sê, dit sal gebeur, net soos die woord sê, U het 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms vir ons, 'n toekoms van hoop, Here, en daarom sal ons aanhou glo, en ons dankie, Here, daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie, totsiens tot 'n volgende keer.